Vriende, ons is nou by lesing nommer 4, die Satan, en dit is 'n baie interessante persoon om oor te praat. Ek wens dit was nie nodig nie, maar soos iemand reg gesê het, ons weet wat die einde is. Ek wil net sê, ek het die laaste bladsy van my Bybel gelees, so ek weet waar eindig alles. En sy plek eindig in die poel van 4, wil ek sommer net hier sê. En wil ek ook 'n ander ding sê is, ons is nie bang vir die duiwel nie, ons is bang vir God. As ek bedoel bang, bedoel ek, ons vrees God. Bedoel ek, we have a reverence for God, 'n heilige vrees. God het Lucifer geskape, hy het die duiwel geword. Maar die duiwel maak ons nie bang nie. Ons vrees, Bybel sê, vrees God. Want hy is 'n vuur, soos die Bybel sê, wat kan brand en wat kan oordeel. Ek dink op die einde van die dag, as 'n mens oor Satan praat, ons dit in die regte konteks verstaan, Satan is 'n geskape wese. Maar God het hom nie geskape nie. Die Here maak nie duiwels nie. Die Here het nie duiwels gemaak nie, hy het nie gevalle engele gemaak nie, hy het ook nie demone gemaak nie. Daai wesens het dit geword deur hulle sonde val. God het die mens volmaak geskape, die mens het 'n sondaar geword deur sy sondeval. En Satan het die Satan geword. Hy was nie. Dis soos Judas Iskariot. Judas Iskariot was nie altyd die verraaier nie. Die Bybel sê Judas het die verraaier geword. Hy was dit nie. Judas was een van Jesus se disippels wat, soos wat ons in die Bybel kan sien, wat die geldbeurs gedra het. Maar hy het die duiwel gevolg op die uiteinde. So, hier is 'n interessante ding oor die duiwel. Dis wat 'n mens mee te doen, as jy oor die duiwel wil praat. Of jy kan hom ignoreer, sê hy bestaan nie, soos wat dit deesdae gepubliseer word, en van ons denominasies in Suid-Afrika kerke sê, daar is nie so iets soos 'n werklike duiwelpersoon nie. Of jy kan allerhande onreëlmatighede aan die duiwel toeskryf, hom vir alles blameer. Laat ek verduidelik. So hulle kom toe laat by die kerk aan, die man en sy vrou, toe sit die duiwel op die kerk se trap en huil. Hulle sê van my, wat sit jy buite en huil? Hy sê, die mense daar binne gee my die skuld vir alles. Nou, ons lag oor dit, maar die punt is net, in 'n sekere sin is dit so, as enigiets fout gaan, dan sit die duiwel. So dis nie jy nie. Jy het niks aan jou uit te waai nie, jy het nooit iets verkeerd gedoen nie. Dis alles die duiwel. Ek bedoel, dit werk ook mos nou nie heeltemal so nie. So, ja, sekerlik, die duiwel is die versoeker, en bedrieër, en misleier, en leienaar, en moordenaar, en verwoester, en die groot vuurrooi draak. Ek kan vir jou baie goed oor hom sê, maar so, jy kan nie die onderwerp ontvlug nie. En dink, maar ons moet nie daaroor praat nie, ons praat nie oor die duiwel nie. Want beteken dit jy wil ontvlug van jou verantwoordelikheid? Wat se agter dit alles? Wat die duiwel se ontstaan betref, dis baie duidelik uit Kolossense 1 vers 16. En dit sal ek sommer nou hierso vir jou lees. En die duiwel sal nie daarvan hou nie, want hy wil nie so wees nie. Daar staan, want in hom, Christus, is alle dinge geskaap wat in die hemel op die aarde, sienlik, onsienlik, trone, heerskapye, owerhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskaap. Die duiwel is 'n geskape wese, onthou, hy het ons gesê ek wil soos God wees. En dat dit nooit kon so werk nie. En ons sal later by dit uitkom. So, iewers in die verskiet, ver terug. Ons weet nie presies wanneer nie. Daar's 'n onberekenbare periode tussen die volmaakte skepping van die hemel en die aarde, Genesis 1 vers 1, want onthou, Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, daai aarde is verwoes deur iets wat gebeur het. Toe het God die aarde herskep, en toe vir Adam en Eva op die aarde gesit. Dus kom as 'n tydperiode, tussen Genesis 1 vers 1, Genesis 1 vers 2, ons weet nie hoe lank die periode was nie. Laat ek dit verduidelik. Op die hoeveelste dag het die Here hierdie aarde, soos ons vandag ken, op die hoeveelste dag het God die mens geskape nou weer? 6de dag. Hoeveel jaar terug was dit? Die eerste mens Adam? 6 plus minus, give or take, 6000 jaar terug. So 6000 jaar gelede, give or take a little bit hierna toe daai kant toe,
Op die 6de dag is die mens geskape. Okay? En waar het die mens geplant? Okay, in die tuin van Eden, right? En wie het hulle toe kom om te kom versoek? Ja, die ou slang, wat die Bybel sê, in Openbaring 12, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. So ons weet, dis die duiwel. Okay? So Genesis sê, dit was die slang, Openbaring sê, dit was die slang, maar die duiwel was eintlik die een wat betrokke was. Okay. So hier's my vraag. Toe was hy klaar die duiwel. So wanneer het Satan dan tot 'n val gekom en 'n duiwel geword? As hy die mens in Eden, so was hy geskaap in die eerste dag, die tweede dag, derde dag, vierde dag, vyfde dag, so wanneer is hy geskape? So in ander woorde, die Bybel gee vir ons daar 'n aanduiding dat hierdie gevalle wese, die slang, die duiwel en die Satan, kom verlei vir Eva om sonde te doen, terwyl nog in Eden was. Toe is hy alreeds 'n gevalle wese. So dat beteken dit sy sondeval het in 'n periode gebeur voor die aarde verwoes was vir die eerste keer. Want die aarde is weer verwoes in die dae van Noag. En Hebreërs sê, God sê, ek sal die aarde nog net een keer. En dan sal hy vir ewig dit nooit weer gebeur nie. So daai onberekenbare periode, wat ons nou van praat, ons weet ons nou nie, wanneer dit was nie, wat ons wel weet, ons weet in watter tydperk dit plaasgevind het, nê? So hier staan in Jesaja 14, dat hierdie engel, met sy sondeval, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dagraad? So dit verwys na 'n engelwese. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies, en jy het in jou hart gesê, dis daai 5-malige ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, sit op die berg van Samos uitkom van die noorde, ek wil klim in die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Satan het begeer, ek wil soos God wees. Ek wil God wees. Sy trotsheid en sy eie waan, sy arrogansie, I want to be God. Dit was natuurlik 'n geweldige ding wat daar met hom plaasgevind het. Want ons weet dat hy was die beskermer van die troon van God, né? Want ons lees in Esegiel, hoofstuk 28, waar die Bybel vir ons sê dat hierdie persoon, van wie ons nou praat, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskud. So hierdie wese, hierdie engelwese, hy was nie 'n gewone engel nie, jy was 'n gerub, dis 'n klasengel, 'n gerub, met uitgespreide vlerke wat beskud. Ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes, so hy het in 'n minerale tuin gewandel. Jy was volkome in jou weë, van die dag af jy geskaap is. Jy was volmaak, sê God, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is, tot die dag wat ek sonde in jou gesien het. Weens die grootheid van jou koophandel, jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daar sê God vir die gerub, ek het sonde by jou gekry. Daarom het ek jou as 'n onheilige van die Godeberg afgedrywe. Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskud. Hoogmoedig het jou hart geword weens jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. So ek het 'n vraag vir jou. Hoe het Satan tot 'n val gekom? Hoogmoed. Hoogmoedig het jou hart geword. Trotsheid het jou hart gevul. Paulus sê hy was vol eie waan en arrogant. Satan. Maar hy word eers genoem hierdie gerub engelwese wat skitter en skyn soos die môrester, wat eintlik beteken Lucifer. Dis hoekom sataniste praat van Lucifer. Dis waar hulle die naam kry. Kom van hier af. Van hierdie teks in Jesaja wat sê o môrester, Lucifer. Maar is aangrypend dat die Bybel sê, God sê, jy was vol wysheid,
volmaak in skoonheid, jy was 'n volmaakte wese wat ek geskaap het. Die seelring van eweredig. Onthou, engele kan nie kindertjies hê nie, en daar's miljoene van hulle. Wat beteken elke engelwese is apart geskape. Soos God Adam gemaak het en hy Eva gemaak het, en daarna het God nooit weer 'n mens gemaak soos wat hy Adam en Eva gemaak het nie, want hulle is almal gebore met die geslagte. Maar engele het nie 'n naaldstring, ja, is nie vroulike engele nie. So elke engel individueel van al die miljoene wat daar is, 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, die gevalle engele wat later gekom het, die heilige engele, die gerubs, die serafs, al daai wesens is elkeen afsonderlik deur God geskape, met sy eie persoonlikheid, met sy eie individualiteit. Dit is wonderlik, en het elkeen sy eie naam, en elkeen het sy eie taak. Wel, as God die heelal kan maak, hoeveel sterre is daar? Wie weet? As jy nou uitstap vanaand in 'n donker plek, hoeveel sterre kan jy tel? Tussen 3 en 4.000 kan die menslike oog tel. Die Bybel sê vir ons daar is honderde miljoene sterre. En die Bybel sê, God sê, ek ken elkeen se naam. Want ek het elkeen gemaak. Want dan ken God al ons name. En die Here sê, ek ken hoeveel hare het elkeen van julle op julle kop. Ek weet presies. Die goddelike alwetendheid. Hy weet net alles. En sy hooftaak was natuurlik om God se troon te beskerm. En toe word daar in hierdie wese uitgevind dat hy, dit vind ons uit, dat hy het gewandel, ons kan dit noem as jy wil 'n hemelse Eden, of was dit 'n Eden wat op die aarde was, 'n minerale tuin? Skrifgeleerdes is nie seker, wanneer hy sê jy het gewandel tussen vuurige gesteentes. So hier is die vraag, het die sondeval in die hemel plaasgevind in 'n hemelse tuin, of was dit op die aarde met 'n aardse tuin? Dat hy nie meer toegang tot die hemel sou hê nie. So hier is die vraag, dit is vraag wat by 'n mens opkom, maar die een ding wat ons weet is, God het alles volmaak gemaak, en het hierdie volmaakte persoon in volmaaktheid gelewe, en dit was nie vir hom genoeg nie. Maar ek het eintlik vir julle 'n vraag. My vraag is, waar het daai gedagte van Satan gekom, om hy eerste keer verkeerd te dink? Dis 'n misterie. Daar was mos nie sonde in die heelal nie. Om te dink, God het 'n volmaakte heelal gemaak. Daar was geen sonde in die heelal. So ek het 'n vraag vir julle. Waar kom sonde vandaan? Ons weet nie. Wie het sonde gepleeg, die eerste sondaar? Lucifer. Dit weet ons. In die engele wêreld. Dit weet ons. En hy sê die hemel het gewerk. Ja, nou, dit wys jou sy mag, dat hy 1/3 van al die engele hemel kon opsweep, om hom te volg. Dink vir 'n oomblik daaroor. Hoe magtig is hierdie persoon, dat hy hierdie heilige engele wat in die hemel was, kon oortuig, om teen God in opstand te kom, en hom te volg. Wat sy beloftes het hy vir hulle gemaak? Maar hoe groot moes sy heerlikheid nie gewees het, dat hy dit kon regkry? Hulle gaan mos nie elke bobbejaan volg nie. So, ons praat van 'n formidabele wese. As jy van die duiwel praat, jy kan nie dit spot nie. Die Bybel sê, toe Michael met hom in woordestryd was in Judas 1, het hy hom bestraf, en gesê, die Here bestraf jou. Hy het hom nie sleg gesê nie. Jy weet, party mense sê die duiwel verskriklik sleg. Nou, ek weet hy is sleg, maar wees versigtig. Selfs God se heilige engele was versigtig, wat hulle oor Lucifer te sê gehad het, die Satan, die duiwel. Al is hy die duiwel. Hy is God se grootste vyand. Solank dit was, weet ons nie, maar dat dit gebeur het. Ons weet, Jesaja 14 trots, Esegiel sy hoogmoed. En so, God het hom uit die hemel uitgewerp. Hy het nie meer toegang tot die hemel nie, behalwe van tyd tot tyd. Dit sien ons in Sagaria, ons sien dit in Openbaring, en ons sien dit ook in Job, in 3 boeke in die Bybel, dat van tyd tot tyd laat God toe,
dat Satan wel in die hemel inkom. Ja, wanneer hy voor God kan kom, en wil ek ook net sê, want die Bybel sê, wanneer die seuns van God voor God kom staan, dit is ook wanneer die engele, daar van tyd tot tyd kry engele die wonderlike voorreg om voor God te kan kom staan. Jy kan tog dink, almal kan nie elke dag voor die Here staan nie, hy kan nie heeltyd op die troon almal vir hom sit en kyk nie. As tye, wanneer God sy hemelwesens toelaat om sy teenwoordigheid te benader. En niemand mag in sy teenwoordigheid kom wat sonde het nie. Dis hoekom die serafs met die vuurkoel van die altaar, toe Jesaja daar arriveer, toe gryp die engel die vuurkoel en raak sy lippe aan, want hy sê, o, wee my oë sien die Here verleer, ek is onrein, ek is vol sonde. Skielik besef hierdie profeet van God hoe vol sonde is hy, en hy begin sommer dadelik sonde bely. Dis die eerste ding wat hy doen, as hy God se teenwoordigheid kom, hy begin sondes bely. En toe raak die engel hom aan, sê, jou sondes versoen, staan voor die Here, hy het 'n woord vir jou. So Satan, hy gaan hemel toe, sê die Bybel, nie om te gaan boetie met die Here nie, hy gaan hemel toe om mense aan te kla. Want Openbaring 12 sê, die aanklaer van die broeders is in die hemel uit afgekom. Hy het Job aangekla, hy het Joshua aangekla, hy het die gelowiges aangekla. Elke keer in jou Bybel, as jy Satan in die hemel sien, van die dag dat hy die hemel uitgewerp is, as hy net daar om mense aan te kla. Altyd mense. Ek dink ek vir die storie vertel oor Martin Luther wat 'n droom gehad het een aand. En toe droom hy staan voor die Here en dat die Here hom vergewe het en die bloed van Jesus. Toe staan Satan daar, toe sê hy, kyk hierdie sondaar man, kyk hierdie Martin Luther, kyk wat het hy nou alles gedoen het, en u vergewe hom, kon u my nie vergewe het nie. Toe sê God vir my, het my nooit gevra nie, het nooit bely nie. Maar ek weet nie of het sou gehelp het nie, want wie gaan vir 'n engel intree? Jesus het nie vir engele gesterf in die kruis nie. Hy het vir mense gesterf. Hy het nie vir 'n gevalle engelwêreld gesterf nie. Om te dink dat Jesus Christus, die seun van God, in die hemel verlaat, hy het aan 'n kruis op die aarde kom sterf vir jou, maar nie eens vir al sy engele wat gesondig het. Nie vir een van hulle nie. Nie een engel is gered wat gesondig het, dis almal verlore. Maar hy het vir jou in 'n kruis kom sterf. Dis geweldig as 'n mens oor dinge begin nadink wat die Here vir ons gedoen het. Maar by hom was dit daai ek wil. Jy moet net onthou, ek wil dit net vir jou iets sê. Onthou net daai ding van ek wil. Ek wil. Onthou dis daai, hy het 5 keer gesê, ek wil opklim in die hemel. Ek wil gaan sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. Ek wil soos die Allerhoogste wees. Ek wil God wees. Dis daai ek wil. En ek wil net sê by mense oor die algemeen, ons grootste probleem is die eie ek. Wat dit is maar die duiwelse gees. Vandag is dit die God van hierdie wêreld. Kleinletter God, nie hoofletter God. Want die wêreld is in sy mag. Onthou? Die aarde noem die Bybel in Grieks die agora. Die wêreld wat ons in lewe. Om op die aarde te wees, die wêreld om ons. Hierdie aarde en die mense, alles hier ons. Dis 'n slawemark. En Satan is 'n slawedrywer. So wat ek net wil sê is, wat dit betref, dat hy die God van hierdie wêreld geword. Jesus noem hom die owerste van hierdie wêreld. En dat hy die nasies van die wêreld verlei het. Korintiërs praat van hom as die God van hierdie wêreld. En hy het sy soldate, sy leermag, sy generaals en sy majoors en sy kapteins, leermagte, owerhede, magte, werkers van duisends bose geeste in die lig. Efesiërs 6, julle ken dit mos. So hy deur hulle bestuur hy sy bose wêreldkoninkryk. Ek kan eintlik vir jou sê, Satan het 'n koninkryk van duisternis. Die duiwelse koninkryk. Christus het die koninkryk van lig, van die liefde, van die seun van sy liefde van God, sê die Bybel. Maar die wêreldregeringsstelsels, hulle is almal onder die mag van die duiwel, want dit gaan oor mag en geld. Die oomblik as jy praat oor power and money, oor mag en geld, dan is die duiwel daar. Jy kry hom daar. Want ons oor geld praat, want ons praat oor mag. You find the devil. Dis waar hy betrokke is, altyd. Maar natuurlik, hy het net een doel met 'n mens. Hy wil hê jy moet in jou bloed stik. Hy haat vir my en jou met 'n passie. En ek sê hoekom? Want jy en ek
is na die gelykende beeld van God geskape. En hy het gesê, ek wil soos God wees, en toe kom sy sondeval. En toe gaan skape God na dit mense. Soos hy. That's why he hate us. Elkeen van ons. Hy haat ons. En die feit dat Jesus na die wêreld toe gekom het, sê die Bybel tog eksklusief in 1 Johannes 3 vers 8, is om die werke van die duiwel te verbreek. So Satan het nie mag oor ons nie. Ja, hy het mag oor die wêreld, hy het mag oor die sondaars, hy het mag oor die wêreldregerings, maar hy het nie mag oor die kind van God nie, want die mag is verbreek. Bybel sê Jesus het die mag van Satan oor sy kind kom verbreek. So die duiwel het nie beheer oor ons nie. Hy het nie mag oor ons nie. Ons bestraf hom, ons dryf hom uit. Raak partykeer baie rof as jy sien hoe gaan demone uit mense uit. As ons hulle kry, dan dryf ons hulle uit. So dat ons mag oor hom het, ja, die duiwel is magtig, maar hy is nie almagtig nie. Want die feit dat Jesus met sy kruisdood, soos Kolossense 2 vers 15 sê, het hy die owerhede en die magte tentoongestel en oor hulle getriomfeer. So Jesus het Satan se mag verbreek oor die mens deur sy kruisdood, want hy's een mens wat nie sonde gedoen het nie. Satan het die hele mensdom in die sonde val. En hier is nou skielik 'n mens op aarde en hy doen nie sonde nie. Sy naam is Jesus. En die duiwel wil alles probeer om hom uit te vat van sy geboorte af. En hy dink toe hy die volk opblaas en die Romeinse soldate kry en Pilatus en almal net styk hom uit. En die duiwel dink, nou het hy kom uit die pad uit. Nooit het hy geweet dat hy deur die kruisdood eintlik Christus is verheerlik en hy het Satan se mag afgewerp en hy het uit die dood uit opgestaan en hy het almal wat in die paradys was in die aarde na die hemel toe geneem. Hy het nooit geweet wat hy voorin is nie. Hy nooit besef waarmee hy besig. Want God het dit nooit van hom vertel nie. Hy het dit nooit so verstaan nie. Want dit was nie so geskryf in die Ou Testament nie. Die duiwel het nie geweet nie. Hy het nie God se plan geken nie. As hy moes geweet het wat alles sou kom met Jesus, sou dit nooit so gebeur het. Hy sou alles probeer in sy vermoë om dit anders te laat gebeur. Hy het nie geweet nie. Hy het gedink hy raak van Christus ontslae, want hy het dan nou juis in Judas se hart gewerk om Jesus te verloon, dat hy hom kan kruisig, hy moet hom by die pad uit kry. Dis al die tyd God se plan. Hy het nooit geweet nie. Never understood it. So nou sê Johannes, maar soos wat Jesus is ons nou ook in hierdie wêreld. So, jy moet weet, jy's 'n teken vir die duiwel. Elkeen van julle het op jou rug 'n teken. As jy 'n kind van God is, het jy 'n teken op jou rug. Jy moenie dink die duiwel jaag net pastore rond of kerkleiers nie. Elke kind van God is in sy vizier. Maar soos wat Christus oor hom getriomfeer het, kan ek en jy ook net vir hom sê in die naam van Jesus, gaan weg. So, dis hoekom die Bybel vir ons leer, jy moet die duiwel weerstaan. Dit beteken, jy moet effort insit. Daar's iets wat jy moet doen. Weerstaan die duiwel. Bybel sê, moenie gemeenskap hou met die werke van duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Moenie vir die duiwel 'n houvas gee of 'n vatplek, soos die Bybel sê, die Efesiërs 4 vers 27, gee geen plek aan die duiwel nie. En soos die Bybel sê, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Die Bybel sê, hy kom in die dag van onheil, so daar kom daar wat jy voel, die duiwel is los. Die duiwel is in hierdie plek. Wel stop dan, sit alles neer en bestraf hom. Dat die duiwel kan probeer om skade aan te doen, ja, en ek gaan nou daaroor praat, en julle het gesien op al my video's. Ek is al baie aangeval deur die duiwel, letterlik, fisies, deur sy magte, deur demone, wat my probeer doodmaak het. In my kamer ingekom het, nie baie, meer as 21 keer al, dat hy my probeer doodmaak, en hy was nog nooit suksesvol nie, want ek bedoel, hy kan dit nie doen nie, want die Here beskerm my. Maar dat hy sal probeer, gewis en seker. So,
Jy sal miskien voel hy val jou fisies aan, hy wurg jou terwyl jy in jou bed lê. Dit goed gebeur. Jy bestraf hom net in die naam van Jesus. Ons is nie bang daarvoor nie. En daaroor kan ek julle baie goed vertel wat gebeur het. Maar die punt is net, hy kan selfs fisies raak. Dis nie net geestelik nie. Hulle kan so ver gaan as om fisies te raak. Ek het gesien met die toordokters in die Kongo, wanneer ek daar bedien het, hoe stuur hulle in die nag demone na my toe om my te res en my aan te val en my aan te rand in my kamer, in die reënwoud, in die Kongo. Ek bedoel, ek kan jou baie stories vertel, maar dis nou nie vir jou nuuskierigheid nie. Ek wil net sê, dis 'n realiteit. Maar die Bybel sê, hier is jou wapenrusting. Ek sou oor bang te wees nie. Efesiërs 6, trek die volle wapenrusting aan. Die helm van verlossing, die swaard van die gees, en die belt of truth, skoene vir die evangelie, die borswapen van geregtigheid aan, die skild van die geloof. Trek dit aan, want ons is almal in 'n stryd. Maar, soos ons begin het gesê het, ons ken die eindbestemming van Satan, die groot draak, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan. Hy word gebind vir 1000 jaar in die vrederyk. So, hier's waar ons is. Satan kom nog aarde toe, hoor. Sy verskyning op die aarde op hierdie stadium is maar baie mild gestel. Want in die middel van die groot verdrukking word hy fisies uit die hemelruim op die aarde neergewerp met al sy gevalle engele. Dan raak dit rof. Want dan is hy fisies hier vir 42 maande. Kyk na my lesings oor die geesteswêreld, waar ek dit alles uitlê. Om te dink dat Satan met al sy gevalle engele 42 maande, 1260 dae, fisies los is op die aarde, hoeveel chaos gaan hy veroorsaak? En dan word hy vir 1000 jaar in die bodemlose put in Abyssos gewerp, en hy word daar gepynig, gebind met kettinge vir 1000 jaar. En dan lees ons in Openbaring 20 vers 10, en die duiwel is in die poel van vuur gewerp, waar die antichrist en die valse profeet is. So die duiwel se plek is in die poel van vuur. So om te sê, die duiwel gaan jou in die hemel beet kry, gaan nie 'n Bybelse stelling nie. Die Here gaan die duiwel beet kry, en hy gaan hom in die poel van vuur gooi. En hy wil dit nie weet nie. Hoekom dink jy skeer sataniste Efesiërs 6 se bladsy en hoofstuk, en hoekom skeer Openbaring 20 uit jou Bybel uit? Want daai twee vertel ons oorwin hom en sy eindes in die poel van vuur. Hy like dit nie om te hoor nie. Maar dis sy einde. So, sy straf is saam met sy engele vir ewig, sy gevalle engele in die poel van vuur. En elke verlore sondaar, elke verlore mens wat ooit geleef het, en elke verlore engel, die sondige engele en bose geeste, onrein geeste, sal almal saam met Satan en die antichrist en valse profeet vir ewig in die poel van vuur wees. Dis sy einde. Hy kan nou maak wat hy wil. Dit is sy einde. Amen.